Nou ja, geliefdes, dis Vadersdag. En hoop nie al die vaders gaan so gedink. Maar dis heerlik om vanmôre net weer as vader saam met vaders te wees, maar ook saam met moeders. Onthou, 'n vader kan nie 'n vader wees sonder 'n moeder nie. En andersom. En die woord van die Here sê, mans en vrouens is voor God gelyk. So wanneer ons Vadersdag vier, dan skakel dit die vrouens uit nie. Die vrouens moet vir die mans bid. En die ander kant net so waar. Die Bybel sê wanneer Moedersdag is, dan moet die vaders die moeders lief hê. So jy kan nie een sonder die ander nie, maar dit is 'n voorreg om net bietjie vanmôre spesifiek 'n paar oomblikke af te staan aan vaders. En ek dink die tyd waar ons lewe, is dit juist so belangrik, dat ons net bietjie aan ons vaders erkenning moet gee. Ek dink jy stem by saam, dat ons lewe in 'n tyd, waarin die mansfiguur al meer afgebreek word. Waar die status of die posisie van die man al meer afgebreek word. En ongelukkig, en ek weet dit is 'n klein groepie, maar ongelukkig is altyd so dat een dingetjie kan 'n hele brood suur maak. Een klein korreltjie. En so is dit ook in die wêreld, dat een klein groepie vrouens wat ongelukkig was omdat hulle oorheers was of onderdruk was of verkeerd gehanteer was, het 'n effek gehad dat vandag die vrou verheerlik word en die man afgebreek word. Dis die tyd waar ons lewe. En dis 'n hartseer dat dit so is. En selfs in die kerk is daar vandag nog 'n bekleierery oor of 'n vrou op 'n kansel hoort of nie op 'n kansel hoort nie. Ek mooi nie by die voete laat nie, maar die feit is, die man se posisie word ondermyn in die tyd waar ons lewe. En daarom is dit so belangrik dat ons vanmôre net as manne, maar ook as vroue saam met ons, net weer vir mekaar sal sê, hoe moet 'n man lyk wat nog saak maak? Hoe moet 'n man lyk wat nog 'n verskil kan maak? Hoe moet 'n man lyk wat nog 'n persoon is na wie opgekyk kan word, ten spyte van die mense wat hom afbreek en hom afkraak? En ek wil vanmôre, daar's baie goed, maar ek wil vanmôre net 3 dingetjies in die woord van die Here wil ek uitlig, om net weer opnuut vir myself af te vra, is ek regtig 'n man wat saak maak? Is u as manne regtig nog daar om 'n verskil te maak? En kan ons vrouens nog regtig dat ons opkyk as manne? Kan ons nog verwag dat ons kinders ons moet eer, ons moet respekteer in die tyd waar ons lewe? Want ongelukkig ons kinders veral word in die skole met hierdie goed gekonfronteer elke dag. En dan word ons vir die kinders baie keer kwaad omdat hulle so rebels raak. Maar weet jy wat? Dis baie keer ons groot mense se skuld dat kinders rebels raak. Want omdat ons nie meer ons posisie uitlewe wat God wil hê om uitlewe nie, want die kinders nie meer vir ons respek het. En dit geld veral by die skool, maar ek wil nie daaroor praat. Die vraag is, ek wil 3 dingetjies vanmôre uitlig. Want ek wil vra dat u as manne uself moet aangaan weet. En ek wil begin deur net na iets te verwys wat my nog altyd diep getref het. Toe ek nog gereeld na die streekse vergaderings gegaan het, wat gewoonlik op Port Elfrid gehou was, dan was dit altyd vir my so kosbaar, hoe dat veral die kleerpastore, maar van die swartes ook, maar veral die kleerpastore, na my toe gekom het, en my gegroet het, uit respek, omdat ek baie ouers meeste van hulle is, maar dan met hierdie woorde, wat my altyd so diep geraak het, dat altyd my gegroet, soos ek sê met respek,
maar dan het die woorde by gesê, man van God. Dit het my altyd so diep getref, dat pastore iemand so respekteer, dat hulle hom sien as 'n man van God. En dan het ek myself die vraag afgevra, Herman, leef jy regtig so dat mense kan sien, jy is man van God, of is dit maar net tradisie omdat jy pastoor is? Manne, wat ek vanmôre vir u sê, as ons manne wil wees wat 'n verskil maak in die wêreld, as ons manne wil wees wat saak gaan maak in die wêreld, dan raak dit tyd dat ons bure ons begin sien as manne van God. Dat ons familie ons gaan begin sien as manne van God. Dat ons kinders na ons sal kan kyk as manne van God. As ons 'n verskil wil maak in die wêreld, sê Prediker 12:13, dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. So baie mense vra my pastoor, hoe moet ek die Here dien? Of hoe moet ek Bybelstudie doen? Of wat moet ek doen om regtig seker te wees my saak is met God reg? Die woord van die Here sê, God vra van jou en van my, dat ons hom sal gehoorsaam, en dat ons so sal lewe, dat die wêreld kan sien, ons dien God. En dit is so 'n moeilike vraag. Is ons manne wat saak maak in 'n deurmekaar wêreld, in 'n stikkende wêreld, in 'n wêreld van sonde en haat, van ondermyning en dwarstrekkery, in hierdie verskriklike wêreld, dat mense jou en my sien as manne van God. Het is altyd vir my so interessant om nou Bobby te luister, en vanmôre weer die buite in onderstaande gesels. Want hy praat oor die goed wat daar buite in die politieke wêreld aangaan, want hy het baie daarmee te doen. En die goed wat in hierdie stadsraad aangaan, en hierdie munisipaliteit van ons aangaan. En dan kan ons tereg vra die vraag wat Pieter my al so baie gevra het. Watter verskil maak die kerk? Nou wil ek dit nog nader trek. Watter verskil maak jy by die munisipaliteit? Watter verskil maak jy hier op die terrein? Watter verskil maak Roy daar in daai huis waar hy bly? Watter verskil maak ons as manne in die plek waar God ons geplaas het? En maak ons 'n verskil omdat mense ons herken as manne van God. Wat beteken dit om 'n man van God te wees? 'n Man van God in die eerste plek moet lief hê, want God is liefde. Dis die eerste ding wat ons moet doen, om lief te hê, om ons mense lief te hê, om ons naaste lief te hê, om ons bure lief te hê, om almal rondom ons lief te hê, al het hulle wat aan ons gedoen. Al haat hulle ons, moet ons lief hê, al is ons vyande, sê Jesus, bid vir jou vyande. 'n Man van God is 'n man wat lief het, wat nie bekend staan as 'n wat heeldag beklei en vuiste wil swaai en raas en skree. Maar wat lief het. 'n Man van God is iemand wat in verhoudings met mense kan staan en veral in 'n verhouding met God staan. Wat graag by mekaar wil wees, wat graag deel wil wees van die kinders van God, van die liggaam van Christus, wat in verhouding wil staan met die mense van die Here. Dis 'n man van God. En 'n man van God moet streef daarna om gevul te wees met die Heilige Gees.
Baie keer is ons nie altyd so vol van die Gees nie, want soos ek het nou maar so op plat weg baie keer stel, is ons lek. Sondag is jy vol van die Heilige Gees, en maandagoggend is jy weer gelek. Het moet nie so wees nie, maar het gebeur. Daarom moet ons seker maak dat ons as manne van God gedurig in God se teenwoordigheid is, sodat ons kan volmaak, ons kan vul, ons kan aandoen, ons kan bekragtig, ons kan inspireer om manne van God te wees wat gevul is met die Gees. Sodat ons 'n verskil kan maak. Sodat mense op ons kan staat maak. Sodat ons mense kan wees wat saak maak en deur mekaar werk. Die tweede ding wat ek wil noem van 'n man wat saak maak, is 'n man van geloof. 'n Man van geloof. 1 Korintiërs 16:13 sê, wees waaksaam, staan vas in die geloof. Wees manmoedig, wees sterk. Daar's niks wat so aansteeklik is, soos wanneer jy met iemand praat wat vol geloof is. Daar's niks wat 'n mens so inspireer, as alles so verkeerd loop en so negatief is, en almal so mor en brom oor die lewe, en jy praat met iemand wat straal van geloof. 'n man wat saak maak in hierdie wêreld, is 'n man wat vas staan in die geloof. Gaan kyk maar hoeveel keer God, net vir Josua, maar ook vir talle ander mense in die Ou Testament veral gesê, wees sterk en vol moed. Wees manmoedig en sterk. God verwag dit van 'n man. En die wêreld verwag dit van 'n man. En hoeveel te meer verwag die wêreld dit van 'n man van God. Ook 'n man van geloof te wees. Man van geloof staan op God se woord. Want God se woord is die bron van ons geloof. God se woord is die fundament van ons geloof. Ons moet minder koerant lees en meer Bybel lees. Minder TV kyk en meer God se woord lees. Ons is almal skuldig. Want die duiwel beroof ons van ons tyd. Daai tyd wat ons so nodig het om meer in die woord te lees. Nou die aand in hierdie, wat is daai senior program, kyk net waar Leon Kruiwagen praat met die seniors bo 60. Toe praat hulle met Dr. Isak Burger, wat vroeër jare die president van die AGS Kerk was. En hulle vra vir hom hierdie vraag, Pastor Isak, Dr. Isak, wat doen jy nou met jou tyd? Nou dat jy afgetree is. Nou, dan moes ek om daai vraag gevra, want as daar iemand wat besig is as hy. Maar hy sê die volgende, hy sê, ek gebruik my tyd om meer tyd met God in die woord te spandeer. Dis hoekom hy die man is wat hy is. Hy spandeer tyd met die woord van God. As jy tyd spandeer met die woord van God, dan kry jy geloof. Geloof om berge te versit. Maar 'n man van God en 'n man van geloof is ook 'n man wat weet wat is die einde van sy geloof. Hy twyfel nie waartoe hy op pad is nie. Hy weet nie waarheen hy op pad is nie. Hy weet die einde van sy pad is Jesus Christus. Dis die einde. En alles wat hy doen hy om nader aan Jesus te kom, om meer van Jesus te leer. Want hy weet wat is die volëinding van sy geloof. Die derde ding van 'n man van geloof is 'n man wat 'n vaste vertroue het dat God hom nooit in die steek sal laat. 'n Vaste vertroue as God vir my is, wie kan teen my wees? 'n Vaste vertroue dat die Here stry vir my. 'n Vaste vertroue dat die Here maak my baie gelyk. Vaste vertroue dat God my nie in die steek sal laat.
ons manne wil wees wat saak maak. Dat ons manne van God wees. Manne van geloof wees. En derdens, dat ons manne van eer wees. Dat ons manne wees wat die wêreld respekteer. Dit is vir my so kosbaar, hoeveel keer in die Bybel, veral in Handelinge, daar gesê word dat die wêreld daar buite, die Jode en die Grieke en die Romeine, het aan die kinders van God gekyk, en alhoewel hulle wou doodmaak, hulle die weg beruim, en dit wat besig was as 'n sekte gesien het, gesê die Bybel telke male, en die mense het hulle geëer. Dit is vir my die hartseerste van die tyd waarin ons lewe. Dat die wêreld het nie meer respek vir die kerk. Die wêreld het nie meer respek vir die kinders van God nie. Hoekom nie? Omdat ons met twee monde het praat. Omdat ons nie meer mense van geloof is nie. Omdat ons nie meer manne van God is nie. Omdat ons nie meer manne is wat sê ja, ja en nee is. Ons het ons respek verloor. Ons het ons eer verloor. Ons maak nie meer impak, want niemand luister meer na ons nie. Want Sondag lyk ons so, en Maandag lyk ons so. Die Bybel kom en die woord van die Here sê, as jy 'n man wil wees wat saak maak, wees 'n man van God, wees 'n man van geloof, en wees 'n man van eer. Luister wat sê Psalm 15. Wie het die reg om in die woonplek in te kom, Here? Kan ek dit so vra? Wie het vanmôre die reg gehad om in daai Here te staan? Hierdie is nie 'n kerk gebou nie, maak nie saak nie. Hierdie is 'n kerk omdat Jesus hier is, omdat jy hier is en ek hier is. Dis hoekom dit kerk is. En die vraag is, wie het die reg om hierin gestap te kan kom vanmôre? Behalwe sondaars wat outomaties die reg het, want hulle moet op bekering kom. Maar as jy sê jy's 'n kind van die Here, as jy sê jy's deel van Parisons gemeente, of as jy sê jy's 'n gereelde besoeker of wat ook al, wat gee jy die reg om hier te kan wees? Wie die reg om in die teenwoordige woonplek te kom, Here? Wie mag op die heilige berg vertoef? Luister, hy wat onberispelik wandel, wat eer het, wat respek verdien. Onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat. Nie kwaad praat van mense nie, nie sy medemens kwaad aandoen nie, en niemand beledig. Hulle die reg in die teenwoordigheid van God. Die vraag vanmôre is, as ons mense wil wees wat saak maak in hierdie te mekaar wêreld, is ons mense wat eer verdien. Is ons mense wat respek verdien. Is mense wat die waarheid praat. Is ons opreg. Is ons eerbaar. Is ons mense wat nederig is. Nie groot kop kry, nie vir almal probeer wys hoe slim is hy nie, maar wat nederig is. En wat deur God verhoog word, en nie deur homself. Manne van autoriteit, omdat hy aan Jesus behoort, nie omdat hy die slim kry, groot ouers met 'n mooi groot voertuig, en die mooi huis, en die blink karre, wat ook al nie. Nederige mense, wat aan die voete van Jesus sit, en wat die waarheid praat, opreg is, eerlik is, en daarom respek verdien. Boeties, is ons manne wat saak maak. Of was ons wat deel van die wêreld? En niemand luister na ons nie. Niemand gee om vir ons nie. Ons staan nie meer bekend as manne van God nie. Staan nie meer
meer bekend as manne van geloof. En nog minder staan ons bekend as mense wat respekwaardig is. Toe ek hierdie boodskap voorberei het, ek op 'n stadium vir myself gesê, ek wens ek kan 'n naweek kamp met die manne hou. Want daar is nog so baie om te sê. Daar is so baie wat ons as manne by moet uitkom om weer ons posisie in hierdie samelewing in te neem waarom saammaak. As ons dit wil, ten minste net hierdie dinge kan najaag. Dan sê Here, ek skiet tekort, ek val, ek is nie die supermens nie, nee Here, ek skiet so ver tekort, maar Here, ek kan ook iemand wees wat 'n verskil maak. Dan sê God, kom na my toe dat ek jou help om 'n man van God te word. Laat die Heilige Gees toe om jou te vul met geloof, sodat jy 'n man van geloof kan word. Laat toe dat die vrug van die Gees in jou lewe na vore kom, sodat jy 'n man kan word wat eerbaar is, wat respek verdien. Mag die Here vir jou en vir my help. Ons hierdie dag nie maar net sal laat verbygaan. As nog 'n geleentheid om ons dankie sê vir ons Pa nie. Maar dit was vandag gebruik as 'n geleentheid om te sê, Here, maak my die man wat U wil hê moet wees. So mense op my kan staan. Kom ons by ons hoofde. Vader, ons vra U vanmôre, Here, ons het vanmôre nie baie mans hier teenwoordig nie. Maar Here, hierdie paar mans kan 'n groot verskil maak in die wêreld. Here, hierdie paar mans kan 'n impak maak in die omgewing waar ons geplaas het. Here, ons kan mense wees op die staat gemaak kan word, waar U ons ook kan plaas. Ek bid vanmôre, Here, trek ons nader aan U, en werk in ons deur U Gees, en deur U woord, sodat ons bekend sal staan as manne van God, manne van geloof, en manne van eer. Dis my gebed in Jesus naam. Dank U daarvoor. Amen. Amen. Geliefdes, eerst wil ek net noem wat ek begin vergeet. Is daar nog van u wat graag 'n blikkie wil neem om ons net te help om geld by mekaar te kry vir ons pastoraal byeenkomste, dan die afgelope maand net te kry. Nou ons het daar agter het ons heerlike biltong, 'n droë wors, lekker goedjies wat vir die manne gemaak is, maar daar is ook genoeg van. Wel, manne, asseblief as julle uitgaan, gaan kry vir julle elkeen daar 'n pakkie van die geskenkies wat vir julle voorberei is as manne. En dan is daar hierdie dassies wat ons by iemand gekry het, wat baie kosbaar is. En elkeen van hierdie dassies beteken iets. Elkeen van hierdie dassies beteken iets. En ek wil nou hê dat jy moet in jou hart gaan uitmaak, watter een van die 3 punte wat ek genoem het, dit is waarna jy die meeste streef. As jy sê, ek het nodig om 'n man van eer te word, dan kry jy vir jou man, 'n dassie, man van eer. Of as jy sê, jy wil graag 'n man wees wat nader aan die Here wil kom, 'n man van God wil word, kry jy vir jou dassie, man van God. Jy kan gaan kies wat jy wil hê. En dan as jy 'n man wil wees wat sê, ek moet meer geloof kry. Ek moet my geloof meer uitlewe. Dan kry jy vir jou dassie, man van geloof. So gaan kies vir jou 'n dassie. Die dassie wat jy voel die meeste tot jou spreek. En wat jou gaan herinner om op God te vertrou. Om 'n beter man van God, geloof, God of eer te wees. Nou weet, dan gaan dalk heel waarskynlik kan dit wees dat almal gelyk man van God wil wees.
En dan gaan hy nie genoeg wees nie. Dan moet jy maar die tweede beste kies. Maar daar is genoeg van elkeen verkoop, elkeen gekry. Dit wat hy graag wil hê. En kom ons vertrou die Here, dat die Here ons gaan help om manne te word, wat saak maak, en dat ons 'n verskil kan maak in die lewe waar God ons geplaas het. Ons gaan nou